uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons tuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk, op hierdie eerste Sondag van die tweede kwartaal. Ek gaan vir ons lees uit 1 Petrus 1 vers 1 tot 6. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië, hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God, die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Mag genade en vrede en oorvloed aan julle geskenk word. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewings bedroef word. Terwyl ek hierdie week gelees het oor hierdie teks en inligting bymekaar gemaak het daaroor, toe lees ek raak van 'n vrou wat sê dat hierdie teks herinner haar aan 'n lied wat haar ouma altyd gesing het. Kom ek lees gou vir julle van hierdie woorde van hierdie lied. I don't know about tomorrow, I just live from day to day. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Daar is my iets baie eerliks aan hierdie woorde. Ek dink dit, juis omdat dit iets verwoord van wat ons op die oomblik in ons wêreld beleef. As ons so na die wêreld kyk en met alles wat aangaan, dan voel ons iets van hierdie lied en as ons dit raak sien. In hierdie wêreld van oorlog en hoë brandstofpryse en onsekerheid. Dis soos die lied sê, ons weet nie wat môre inhou nie. Die wêreld voel baie onvoorspelbaar. Ons verstaan nie alles wat rondom ons gebeur nie. En soms kan dit baie oorweldigend voel. En tog weet ons ook, soos die lied sê, I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. In ander woorde, in hierdie wêreld is daar altyd iets anders ook teenwoordig. 'n Ander krag, 'n stille hoop wat heeltyd in die agtergrond besig is, heeltyd in die agtergrond aan die werk is. En dis iets wat die eerste lesers van hierdie brief van Petrus ook moes verstaan. In vers 1 lees ons dat hulle vreemdelinge was in die omgewing waar hulle gewoon het, bietjie soos immigrante in 'n vreemde land. Die 5 plekke waarvan ons lees in vers 1 is al 5 Romeinse provinsies in die area wat vandag Turkye is. So die eerste lesers van hierdie brief was Joodse Christene wat in 'n oorwegend Romeinse omgewing met verskillende gode en gebruike en so aan hulle lewe geleef het. Nou, ons weet nie presies wat met hulle gebeur het nie. Die teks sê net hulle was blootgestel deur baie beproewinge. Maar wat dit ook al was, dit het hulle geloof beïnvloed. En dit het gemaak dat hulle onseker en kwesbaar gevoel het. So die brief 1 Petrus wil vir hulle hoop gee. Dit wil vir hulle herinner dat hulle is deel van 'n groter storie. So Petrus begin daarom deur hulle net eers te herinner dat hulle aan God behoort. Hy sê dat hulle deur God gekies is en deur Jesus gevestig is. Dit herinner hulle aan wie hulle is, dit herinner hulle aan wie hulle behoort. Hulle behoort nie aan die Romeinse owerheid en die vreemde gode en gebruik, en hulle is nie uitgelewer aan hierdie mense nie. Hulle behoort aan God. En Jesus en die Heilige Gees bevestig en versterk dit vir hulle. So maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat hulle omstandighede is nie. Hierdie ding gaan nooit verander nie. Hulle behoort aan God. En dit is iets waarin ons ook kan vashou. Ons behoort aan God en ons dope het dit vir ons bevestig. En daarna herinner Petrus hulle dan ook
dat hulle deur Jesus se dood en opstanding nuut gemaak is, en dat hulle daarmee saam 'n lewende hoop gekry het. 'n Lewende hoop wat nooit sal vergaan nie. Nou hier hoor ons twee dinge. Eerstens is dat hierdie nuwe lewe, hierdie lewende hoop waarvan Petrus praat, dit is nie iets waarvoor 'n mens kan werk nie. Of dit is nie iets waarvoor jy klaar gewerk het nie. Dit is nie iets wat ons kan verdien nie. Dit is 'n geskenk van God af. Dit is genade. God gee dit vir ons verniet. Ons ontvang dit deur die opstanding. Dan die tweede ding wat ons hoor, is dat die nuwe lewe of die nuutmaakproses is nie iets wat in die verlede gebeur het en nou is dit afgehandel en klaar nie. Dis iets wat die heeltyd gebeur. Die Griekse woord wat hier gebruik word, verwys na iets wat weer en weer en weer gebeur. So God is heeltyd besig om ons nuut te maak. God is heeltyd besig om hierdie lewende hoop in ons lewens te vestig en te bevestig. En dit gebeur op groot en 'n klein maniere elke dag van ons lewens. God is die hele tyd besig om nuwe lewe voor te bring, selfs veral uit beproewings uit. Nou, ek onthou iets wat een keer gebeur het, lank terug, wat my help om dit te verstaan. Toe ons op universiteit was, op kweekskool, het hulle vir ons geleer om te preek. En ons eerste preke wat ons moes preek, was voor ons klasmaats en voor die dosente. So ons was 'n klas van 18 studente, en hulle het ons verdeel in 3 groepe van 6. En dan moes jy nou jou preek lewer voor hierdie groep en voor 'n dosent wat aan die groep toegewys is. En as jou preek dan nou klaar is, dan het almal nou daaroor gesprek gevoer en hulle het bespreek en vir jou gesê wat moet verbeter en wat gewerk het en wat nie gewerk het nie en so aan. So dit was nogal 'n sinitergende ervaring. Ek onthou dat een van die mense in my groep was baie duidelik baie gespanne oor hierdie situasie. So hy het sy preek nie baie goed begin nie. En toe hy so eind weg is, toe stop hy net. En hy neem 'n oomblik en hy maak sy oë toe en hy haal diep asem en hy sê, ek begin liewer van voor af. En toe begin hy sy preek weer van voor af. En daarna het dit sommer baie beter gegaan en hy was rustiger, hy het sommer meer selfvertroue gehad en uiteindelik het dinge eintlik heel goed afgeloop. Nou miskien is dit hoe hierdie nuutmaak 'n nuwe lewe proses in ons lewens werk. Hoe dit aanhou werk in ons lewens. Dis daai oomblikke wat ons net 'n oomblik neem, diep asemhaal, rustig raak en weer begin. Dis soos wanneer jy 'n moeilike of 'n slegte situasie moet hanteer en jy neem net eers tyd om daaroor te dink, rustig te raak en daaroor te dink, of jy gaan praat met iemand wat vir jou help om perspektief te kry daarop, sodat jy anders na die situasie kan kyk, sodat jy dit beter kan hanteer, sodat jy selfs kan oorbegin. Ek dink dis hoe 'n nuwe lewe en 'n lewende hoop werk. Dis nie staties nie. Dit hou aan, dit groei, dit maak sterker. Dit maak dat ons kan moed hou en dat ons weer kan begin as dit nodig is. Dit bring my dan nou terug na daai lied waarvan ek in die begin gepraat het. Van die woorde was, I don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. Ek dink dis waaroor Christelike hoop gaan. Dis nie wishful thinking nie. Dis nie net om te hoop vir die beste nie. Dis 'n hoop wat gevestig is in Jesus Christus. Jesus Christus wat lewe na die opstanding. So dis 'n hoop wat gevestig is in 'n persoon, in Jesus Christus. 'n Lewende hoop. Dis nie net 'n idee nie. Dis nie net 'n veraf belofte nie. Miskien is dit juist dit wat ons in vandag se tyd nodig het, in hierdie de mekaar wêreld van ons. 'n Lewende hoop wat vir ons help om deur elke dag te kom. Iets waarin ons kan vashou wanneer dinge onseker voel. Dalk is dit al wat ons vandag moet hoor. Neem 'n oomblik, haal asem. As dit nodig is, begin weer. Vertrou dat God nog nie klaar is met ons nie. Dat ons deel is van 'n groter storie. En dat ons kan vorentoe gaan en weet dat ons kan vorentoe gaan met die wete. Dat ons weet wie ons hand vashou. Kom ons bid saam. Here, ons weet nie wat môre inhou nie.
Daar's soveel wat ons nie verstaan nie, soveel wat ons seker voel, soveel wat ons soms bang maak. Daarom, Here, dank ons U dat ons nie alleen is nie. Dankie dat U die een is wat ons hand vashou. Here, ons dankie vir die nuwe lewe wat U aan ons gegee het, vir die lewende hoop wat gebore is deur die opstanding van Jesus. Wanneer ons moedeloos raak, vernuwe ons hoop. Wanneer ons geloof wankel, versterk ons vertroue. Here, leer ons om asem te haal en te vertrou. Stuur ons in die wêreld in, Here, as mense van hoop. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons lewende hoop. Amen.